Liewe vriende, ek is Dani van Dijk en ek wil graag met u 'n gedagte deel na aanleiding van Matteus 13 en dit gaan oor die saaier. Ons ken almal die verhaal, die saaier het uitgegaan en hy het sy saad gesaai. Gedeelte van die saad het in die pad geval, die voëls het gekom, het opgepik en dis weg. 'n Gedeelte het op rotsagtige plekke geval, daar was nie genoeg grond nie, dit het opgekom, maar dit het nie wortels gehad nie, so toe die son dit ook doodgebrand. Ander gedeelte het tussen die dorings geval, dit het gegroei, maar die dorings het dit verstik. So elke keer het daar iets gebeur met die saad. Daar was aanvanklik by twee van dit ontkieming, maar dit het nie tot vrug gekom nie. Dan die vierde, het het op goeie grond geval en daar het dit 30 of 60 of 100% vrug opgelewer. So selfs die gedeelte wat in goeie grond geval het nie dieselfde vrug geproduseer nie. So ons sien, elke keer was die saad presies dieselfde, maar daar was 'n veranderlike, en dit was die grond. Die grond het elke keer verander. Nou as ons kyk na die uitleg van die gelykenis, dan sien ons, die saad is die woord van die Here, en die grond is die mens se hart. Nou, die mens se hart het elke keer verander. So die vrug wat opgelewer was direk eweredig aan die hart van die mens. Hier agter ons huis staan daar 'n kojawelboom. Die kojawelboom dra verskriklik baie kojawels. Baie van hierdie kojawels val af, dan tel ek dit op. Langs die huis staan so 'n bak en ek gooi dit in die bak saam met blare en ander tuinvuilgoed. En so is daar van hierdie kojawels nou al seker 3 jaar in daai boks gelê. En dit het nooit enige ontkieming was daar plaasgevind in hierdie pitte nie. So eendag wil my vrou groente plant, sy wil tomaties plant. Sy sê maar, om tomaties te plant het sy kompos nodig, want ons het sandgrond. Ek sê vir haar, maar ek het vir jou die ideale kompos, ek het vir jou kojawel kompos. Sy sê, maar die kojawel kompos bestaan grotendeels uit pitte. Ek sê, man, dit lê nou al seker 3 of 4 jaar daar, en daar het nog nie een pit ontkiem nie, daai kojawelpitte is steriel, dat jy hoef nie bekommerd te wees nie. En so sit ons hierdie baie goeie kojawelkompos in die grond, saam met hierdie tomatiepitte. Die tomaties kom baie vinnig op en hulle begin groei. En die volgende oomblik, toe kom daar rondom elke tomatieplant 300.000 kojawelbome op. Elke pit, 100% ontkieming. Wat was die rede? Dit moet 'n kombinasie van 'n hele paar goed gewees het. Dit moet die sonlig gewees het, dit moes die grond gewees het wat toe reg was, en die water en ek dink daar's 'n paar dinge wat toe 'n rol gespeel het, maar daai pitte wat vir 3 jaar in daai bak gelê het en nie een ontkiem het nie, het 100%, het lyk my party pitte het 2 kojawelbome uitgegroei. En dis presies die gedagte. God se woord kom in ons harte. Nou, Dr. Andrew Murray sê, die saad het lewe binne in hom. Elke een van daai kojawelpitte het ek toe gesien, het lewe. Hy noem dit, daar's lewe verborge binne in hierdie saad. Hy sê hierdie saadjie lyk of hy verkrimp en verrimpel en oud. Dit lyk nie of daar enige lewe is nie. Sit hom net onder die regte omstandighede, gee hom sonlig en water en die regte grond, en daai saadjie wat dood lyk, hy ontkiem. Nou die lewe wat binne in die saad is, soos in daardie tomatiepit, die lewe wat in hom is, sê, ek wil tomaties produseer. Dis sy lewensroeping, die lewensroeping van daai saadjie is, ek wil tomaties produseer. En hy kom met baie groot entoesiasme en ywer, kom hy op. En dan verskyn daar 300.000 kojawelbome rondom hom, waarteen hy nie kan kompeteer nie. En die kojawelbome wurg die lewe uit daai tomatie uit. So kom God se woord, en hy kom in ons harte. Daar's lewe. Die lewe is verborge binne in die woord van die Here. En die lewe wat binne in daardie woord is, sê,
Ek wil God glo en ek wil God vertrou. Maar dan kom die duiwel en hy saai ook. Hy het ook saad wat hy saai. En sy saad sê, ek wil die lewe uit daai woord wil ek uitwurg. Ek wil dit uithaal. So nou lees ek die Bybel en ons het gesê ons het die Heilige Gees nodig om die Bybel te verstaan. Onthou, as ek dit lees, die woord is logos, die letter is logos. Dit moet rema word. Met ander woorde, dit moet vir my 'n openbaring word. En dis net die Heilige Gees alleen wat dit vir my 'n openbaring kan maak. Met ander woorde, wat die logos rema kan maak. Wat maak dat dit 'n verandering in my lewe tot gevolg het. Nou, kom die duiwel. Vandat ek vanmôre klaar my Bybel gelees het en gebid het en met die Here tyd spandeer het, kom die duiwel en hy begin praat. Vandat ek my foon oopmaak, die duiwel gebruik die selfoon, seker maar vandag in meeste mense se lewe die meeste, sosiale media, massamedia, so gebruik hy mense. As jy vir iemand sê wat die Here vir jou sê en die belofte wat hy jou gee, sê nee, ek ken daai storie, ek het dit ook geglo en dit werk nie. Nie my lewe gewerk nie. En so is die duiwel besig om van vanmôre tot vanaand die geloof wat die woord van die Here in jou hart werk, wil hy stroop. Hy wil dit aftrek. Hy wil dit afrem. Hy wil dit tot niet maak. Net soos daardie 300.000 kujawel bome rondom daardie een tomatieplantjie. So gebeur dit. Al die stemme wat na jou toe kom, die nuusberigte, onthou net, die nuusberigte sê, kyk, die olie gaan opgaan, die rand gaan afgaan, die oorlog in die Midde-Ooste, so is dit slegte nuus, op slegte nuus, op slegte nuus, op slegte nuus. Alles het een saak ten doel, om die geloof wat daar in jou hart geplant is deur die woord van die Here, om dit nietig te verklaar. Nou, ons is in beheer van ons eie lewe. Jy's in beheer van die toegangspoorte na jou lewe toe. Jy's in beheer van jou oë, jy's in beheer van jou ore, jy's in beheer van dit wat jy inasem. So jy moet besluit, ek gaan hierdie dinge wat die geloof uit my hart uitsteel en wegvat, ek gaan dit uitsny. Jy's in beheer van die sosiale media op jou foon. Jy's in beheer van die televisie. Jy's in beheer van die koerant. Jy's in beheer van met watter mense jy omgaan, wat verkeerde invloed in jou lewe het. Mense wat die geloof wat daar in jou hart is, wat dit stroop. Jy moet jou omring met die mense wat jou opbou, wat die geloof in jou lewe versterk, wat jou bemoedig. Ons lees daar in 2 Konings 4 van die weduwee wat na die profeet toe gegaan het en gesê het, sy is nou bankrot, die skuldeisers kom, hulle wil haar kinders vat vir die skuld en sy het niks. En die profeet sê vir haar, gaan leen vir jou kanne, maar leen nie te min nie. En hierdie weduwee gaan toe en sy gaan leen kanne en sy sluit die deur toe. Hoekom moes sy die deur toesluit? Sy moes die deur toesluit vir opinies van mense, vir die stem van die duiwel wat die geloof in haar wil nietig maak, wat dit wil stroop, wat dit wil wegvat. So ons is in beheer van ons eie lewe, van die toegangspoorte, en ek moet sorg dat dit wat ingaan in my, dat dit opbouend is, dat dit my versterk, dat dit my geloof in God versterk, en nie andersom nie. En mag die Here u baie groot genade gee om sensitief te wees vir dit wat jy in jou lewe toelaat, watter stemme jy in jou lewe toelaat. Onthou, dit wat die meeste inkom, dit gaan oorwin. As God se woord die meeste is wat inkom, dit gaan oorwin. As die wêreld die meeste is,
dit gaan oorwin. As ongeloof die meeste is, gaan dit oorwin. En dit word bepaal deur myself. Mag die Here u groot genade gee. Mag hy u krag gee en onderskeiding om baie selektief te wees deur dit wat deur die poorte van my lewe inkom. Die Here gee u groot genade.